Maar mense, ek is in Koos van die Groot Karoo. Nou kyk hier, ek en Annika nou alweer, ons moet nou kwaai vleis werk. Christian het nou vir ons 'n gensbok en 'n springbok geskiet hier in die Karoo. Hulle is op 'n paar dae in die koelkamer gehang. Nou vanoggend hulle die heel koudste is, nou moet ons vleis werk. Nou ons gaan nou volgende dag, wat gaan nou vir julle wys, wat ons alles maak. Ons gaan nou biltong maak, en ons gaan rassins maak, en ons gaan salami maak, en ons wil kyk, miskien is daar wors, genoeg om wors ook te maak, en dan gaan ons baie van die vleis afkook vir paaivleis. Kyk, 'n wild is hy het gewoonlik nie baie vet, en hom eintlik glad nie vet, soos die mense nou kan sien, dit is 'n vet gensbok hierdie, maar dit is maar soos hy lyk, hierso, so hier is ons, nou moet al ons messe en ons vleissagers opgestel, en alles is nou reg, nou het vir die groot vleiswerk. Christian, kom staan net hier, laat hulle sien, hoe lyk 'n man wat, hoe lyk 'n man wat kan skiet? Nou ja, daar sê, nou vat ons. Okay, so is nou nie. Nou ja, hier ons nou, ons pot op die vuur, ons gaan nou die gensbok en die springbok se vleis afkook, die wat ons nou, alle vleis afhaal vir biltong en vir maalvleis en vir koekvleis en alles, nou kook ons die bene skoon af vir paaivleis, dit engeltjie se markte se wildspaai, dis nou waar die vleis vandaan kom. Hier is my getroue assistent Jaco, hy is die man met die vure en die potte aan die gang hou, hy is 'n ou vuurmaker. En kyk, dis nie vandag so koud nie, hy het nie sy onesie aan nie. So, hier is nou vlees, hulle kook nou, hulle kan nou maar kook, kyk, 'n swart pot is soos 'n vroumens, as jy hom op een plek warm maak, raak hy oral ewe warm. So, die vlees kan nou maar kook tot môreoggend. Hy moet los hand van die been afval, en hierdie swart pot doen hom. So, ons nou vir julle wys môre, as die vlees uithaal, hoe lyk dit daar, baie lekker wild spaaivleis. Nou, het is 'n bietjie biltong wat ons moet maak. Ons nou alle boutvleise uitgesny. Lekker ou biltongkie, gensbok biltong, baie mooi gesny. Daar's hy. Dis nou as 'n mens nou beslag, dan kom hy nou, dis nou die silwer side. Nou hier is ons nou nog 'n stuk bout. Lekker skerp mes. Daar's hy. Nog 'n biltong. Daar's hy. So gaan ons nou die hele bak vleis opsny in biltong. Ek wil net kyk, hier is 'n stukkie springbok oor nie, en die springbok se vleis is so effe donkerder. Hierdie gensbok is baie mooi vleis hierdie, baie mooi sagte vleis. Hierdie klein stukkie vleis, die gebruik ons vir die wors. Die gooi ons sommer daarin. Dan gaan hy, hier is 'n stukkie springbokbout. Sy biltong is so bietjie kleiner, springbok is daarom nou heel wat kleiner as 'n gensbok. Dan gaan hy, trim hom mooi. As hy. So sny ons nou alle vleise in biltong op. En dan gaan ons hom net nou vir julle insout. En dan gaan hy so lê tot môre toe, 24 uur lank. Hierdie sienings als trim ons af. Die hond wat hier om die tafel rondhang, hy kry al hierdie vleentertjies. Glo my, vandag slaap hy.
dat hy nie vir ons kan oppas nie. As hy daai, nog 'n stukkie springbok. Baie mooi. Nou ja, ons gaan al die vleis opsny. Klaar is, gaan ons hom insout. Ons het nie 'n resep sodanig nie, ek sal net vir julle wys hoe ons hom insout en dan hang ons hom môre. So 2 weke dan kan ons begin eet. Ok, nou ja, nou is my biltongsnyer gou hier gaan onderbreek. Hier het ons nou die fillet van die gensbok. Baie mooi, lekker sagte fillet. Dis nou die rugbiltong, die wat aan die onderkant, alkant van die rugstringlangs loop. Baie lekker sagte vleis, die sagte vleis in 'n slagting wat jy kan kry. Nou ons sal nou gou sny so in sommer so vir die pan of vir die rooster. Baie goeie vleis hierdie. Sny hom so dwars. Daar gaan hy. Baie mooi fillets. Lekker sag. Hierdie stukkie gaan ons sommer nou in die maalvleis gooi. Gooi ons hom so dwars. Allee. Baie goeie vleis hierdie. Nou ja, dat is nou die nek hier so. Dis die gensbok se nek en hier is die springbok se nek. Dat gaan ons nou 'n pot mee maak. Hy maak baie lekker pot. Kyk, wild is net so 'n bietjie droog, so ou moet so 'n bietjie vetterigheid bysit as jy nou lekker skaapstertvetjie het of varkvet of so, dat jy hom net 'n bietjie olierigheid gee. Maar hy maak 'n baie lekker pot. Dis seker omtrent van die lekkerste potvleis wat jy kan kry. So dit is nou wat ons nou gaan eet vir ons. Lekker fillet, lekker nek. Fillet braai jy op die rooster, nek maak jy pot van. Ok, nou maar hier is die 2 dames nou besig om vir ons die vleis, die maalvleis se blokkies te sny. Dis nou vleis wat ons later mee gaan rassings maak en ons gaan salami maak. Ons sny nou klein vir die mul. Dis hy daai, en hier is die bak biltong sover. Die kort nog so 'n paar stukkies. Dan gaan ons nou vir julle wys hoe sout ons hom in. Nou ja, sover. Ok, nou hier is op die plek waar ons die biltong kan insout. Hier is die resepte, julle moet net mooi kyk hoe ek maak. Dus en al wat hier ingaan is sout, swart peper, koriander, suiker en asyn. Dit moet eintlik wit bruin asyn wees, maar ons sit nie op die plaas ver van die dokter se predikante en prokureurs af, so ons moet werk met wat ons het. Nou ja, ons gooi die eerste laag sout onderin. En dan klein bietjie swart peper. Net so. Dan bietjie suiker. En dan hierdie is geskroeide koriander. Nou pak ons die biltong in. Nie sommer net ingooi nie. Pak hom mooi styf in. Hy moet styf te mekaar lê, dat die salpeter of die sout in die mengsel lekker kan intrek. Hierdie donkerlis is nou die springbok biltong en die wat ligter is die gensbok biltong. Daar is hy. Eerste laag. Gooi ons weer sout. Hierdie biltong moet nou 24 uur so in die soutmengsel lê. Dis nou laat namiddag, môreoggend vroeg draai ons om. En môre aand, hierdie tyd word hy omgedraai. Of opgehang. Klein bietjie swart peper. Net so. Daar is hy. Lekker koriander. Hy kan maar genoeg koriander hê. Bietjie suiker. As hy, en dan dressel ons hom net so effe moet die asyn. Net so effe, hy moet net klam wees. So ek sê, dis nie resep nie. Dis nou net soos ons maak. Jy kan vir jou 'n klaar biltong
Mengsel koop hier by Freddy Hers in Crown en daai plekke het hom, maar ek maak hom sommer self. Okay, daar is hy. Nou, volgende laag. Ons pak hom nou weer oor kruis. Dis nou wel biltong hierdie, hy het nie vet aan hom nie. Weesbiltong moet daarom maar so 'n vetjie aan hê as 'n mens nou maak. Nou ja, so pak ons hom nou lekker styf in. Nou ja, tweede laag is amper daar. En daar is het lyk vir my ons so 3 laag hier uitkry. Nou ja, gooi ons hom weer 'n bietjie met die sout. Ons gebruik grove sout. Hy's dan baie meer potent as hierdie sakkie sout wat jy kry, want daar's ander ekstra goed ook by. Klein bietjie swartpeper. Net so, daar is hy. Bietjie suiker. En ons koriander. Net hierdie 5 goeters, 1, 2, 3, 4, 5, saam met die asyn. En dis hy. Van die lekkerste biltong wat jy sal kry. Ek kan ongelukkig nie vir almal 'n flentertjie stuur nie, maar dis baie lekker. Nou ja, net so even met die asyn. Check net lekker as jy asyn koop in die winkel. Mense kry imitation vinegar, dis 'n asyn wat aangemaak word met al wat die ding is. Hy lyk net so en hy smaak net so, maar is daar maar nie. So en hy kyk net lekker as jy hom koop. Okay, ons draai hom om. En ons gaan hom aan die ander kant ook sout. Lyk nie amper is nodig nie, maar dit is so. Hy moet aan die ander kant ook gesout raak. Maar hier wil dan kan jy 'n man omkoop as dit moet. Lekker sout en dan gaan hy. Swart pepertjie. So ek sê, dis die resep hierdie. Jy moet nou net mooi kyk. Maak jy presies net so daar. Daar het jy hom. Ek is moeilik om hoeveelheid te sê. So gooi maar soos jy dink, soos jy moet wees. Bietjie suikertjies. En dan gaan die asyn. Drussel. Hy moet net nat wees. Hy moet nie so in die asyn. Allee. Tweede laag. Lyk vir my ons gaan nog 'n laag uitkry en dan is dit. Ek wil nog 'n bietjie meer biltong gemaak, maar die engeltjie is bitterlik kwaai, so die vleis het vir 'n paais. So nou moet ons maar voorstaan met hierdie bietjie biltong wat ons het. Christian het nou die wild baie mooi geskiet, dat hy nou nie onnodig aanstoot gekry het nie. So die oesentjie van my is baie omgekrap met 'n geweer. As hy, laaste laagie. Ons squeeze sommer alle biltonge mooi in hierso. En dis hy. Dat loop met die sout. Moenie skaam wees met die koriander nie. Die koriander, soos ek sê, ons het hom 'n bietjie in die oond gebraai, suiker, sout, alles is op. Dat loop met die asyn. Dis hy. Omdraai. En dis hy. 24 uur so in die pekel. Maar hierdie tyd hang ons hom. 2 weke en dan kan hy ook begin proe. Nou ons biltong is nou oornag in die pekel. Nou gaan ons hom gou omdraai. Dat die onderste biltong weer boos en dan vanaand gaan ons hom ophang. Ons wil biltong hierdie, hy het min vet aan. So ons pak hom sommer gou oor in 'n ander bak, dis die maklikste. Dan is die
onderste biltong bo en die boonste biltong onder. Hoe sê hulle onderste steen? Onderste steen draai bo. Dis nou wat nou hier gebeur. So dat hy nou net lekker deurpikkel. En daar hang ons hom vanaand op in ons biltongkas. En dis hy. Okay, hy is natuurlijk klaar gepikkel. Hier word niks sout te goed nou weer bygegooi nie. Die sout is aan die begin bygegooi en dit is genoeg. So hy bly nou net so eers, ons pak hom net weer lekker styf. En hier is die sous, kyk hoe mooi lekker sous hier, die gooi is nou boor. En dan staan hy nou tot vanaand toe, dan was hy 24 uur lang in die pikkel. Lekker wildsbiltong. Okay, hier is die biltong nou oorgepak. Van die een bak na die ander bak toe, ons vat hierdie sousie en dan gooi ons hom nou lekker boer alles. En daar is hy. Nou tot vanaand toe, hang ons hom op 2 weke later. Daar het ons hom. Nou ja, hier is ons nou by die biltong, ons gaan nou ophang. Hierdie spiertier wat hier staan, Heinrich, hy gaan nou gou vir ons die biltong ophang. Dis nou die springbok en die kudu, gensbok, sorry man. En ek dink so binne 2 weke, dan kan ons hom begin. As 'n stuk weg is, dit was nie ek hier oom. Nee, dis alright, ek glo jou. Dan kan ons hom begin toets. Baie lekker biltong. Baie lekker, daar gaan hy. As ons so oor 2 weke dan as ons vir julle wys hoe lyk lekker springbok biltong.